Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Markus 10 verse 17 tot 31. 'n Les oor rykdom en wat dit beteken om Jesus waarlik te volg. In hierdie gedeelte kom 'n ryk jong man na Jesus en verwys na hom as goeie meester. Nou in Jesus se tyd sou niemand sommer daardie titel gebruik nie, want dit het sondeloosheid en volmaakte goedheid geïmpliseer. Nou Jesus ontken nie sy goedheid nie, maar hy sê dat net God as goed beskou kan word. Sien, Jesus het indirek 'n saadjie kom plant en nou kon die jong man gaan nadink oor wie Jesus werklik is. Nie net 'n goeie leermeester nie, maar die seun van God. Die jong man vra dan vir Jesus wat hy moet doen om die ewige lewe te beerwe. Sien, hy het heel moontlik gedink dat die ewige lewe 'n saak van verdienste is en dat Jesus hom sy pad na verlossing sou wys. Sy fokus was op wat hy moes doen om die ewige lewe te beerwe. Min het hy verstaan dat dit eintlik oor verhouding gaan. In verse 19 tot 22 verwys Jesus na die gebooie en die jong man antwoord dat hy van jongs af die gebooie ken en onderhou. Maar tog weet ons, dit gaan nie net oor uiterlike gehoorsaamheid nie, maar oor die hartsgesindheid. Die jong man het nie besef dat hy 'n verlosser nodig het nie. Selfs al het hy die wet onderhou, was hy steeds afhanklik van genade. Jesus was vol liefde en medelee vir die jong man. Sien, die jong man het alles gehad wat geld kon koop, maar sy lewe was leeg. Nou sê Jesus vir hom, gaan verkoop alles wat jy het, gee dit aan die armes en kom volg my. Die jong man het bedroef weggedraai, want hy het baie besittings gehad en sy hart was aan die aardse skatte verbind, meer as aan God se hemelse skat. Sien, wanneer ons dit opreg met God bedoel, sal ons fokus van werke af verskuif na dit wat God van ons vra. Johannes 6 vers 29 sê, glo in hom wat hy gestuur het. Met ander woorde, dit gaan nie oor dit wat ons doen nie, maar in wie ons glo. Verse 23 tot 27 gebruik Jesus hierdie geleentheid om met sy disippels te praat. Hy sê dat dit baie moeilik is vir iemand wat aan materiële dinge vasklou om die koninkryk van God binne te gaan. Die disippels is verbaas, want in hul kultuur was rykdom gesien as 'n teken van God se seën en guns. En dan gebruik hy die beeld van die kameel wat probeer om deur die oog van die naald te gaan. Dit kan baie meer uitdagend wees vir iemand wat aan rykdom vasklou. En nou sien ons dat die disippels uitermate verslaaf was, want wie het dan enige hoop op redding? Sien, rykdom is nie op sigself 'n sonde nie, maar dit kan jou maklik bind en maak dat jy op jouself vertrou vir jou voorsiening, eerder as op God. Jesus gee dan vir hul die versekering dat daar genade is vir almal. Ons lees in vers 27. By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Petrus kom sê dan in vers 28. Kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. En Jesus kom bemoedig hom, deur te verklaar dat elkeen wat iets vir hom prys gee, of dit nou familie, huise of ander dinge is, sal nie net die ewige lewe ontvang nie, maar ook 100voudig beloon word. Ons moet net verstaan, dat God se manier en tyd van beloning nie ooreenstem met die mens se manier van tyd nie. Ons sien dit later ook in Petrus se lewe, oor die wêreld heen, oral waar hy die evangelie verkondig het, was daar broers en susters in Christus wat hom ontvang het. In Romeine 16 vers 13 verwys hy selfs na die ma van Rufus
as 'n ma vir homself. Nou so is dit met ons ook. Wanneer ons Jesus kies en ons word gewederbaar, beerwe ons nie net die ewige lewe nie. Ons word deel van 'n nuwe geestelike familie. En selfs as mense ons miskyk of ons verloor dinge, dan kan ons rus in die waarheid, want wanneer God beloon, kan ons die onverwagte verwag. Mag hierdie gedeelte van Markus ons help om ons harte te ondersoek. Nie net ons dade nie, maar waar ons vertroue lê. En mag ons altyd eerste die koninkryk van God soek, want soos Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. Mag julle 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.